Vandag gaan ons gesels met Vernon Barnard en hy is baie bekende en 'n spesiale sanger vanuit Suid-Afrika. Welkom Vernon op Bybeltyd, hoe gaan dit? Zalda, is 'n voorreg om hier so te wees. Baie dankie vir jou tyd en vir die Bybeltyd gemeenskap wat net vandag vir my die kans gee om te deel. So dankie dat ek hier kan wees saam met jou en ek sien baie uit na ons gesels. Ja, sy. Nee, dit is 'n voorreg vir ons om jou te hê op ons program. Eerstens wil ek hoor, Vernon, waar in Suid-Afrika bly jy? Waar kom jy vandaan? Ek is vanuit die pragtige Wes-Kaap, so ek is hier so aan die strand. En ons is so 7 km van die see af, so ons is baie geseënd in daai opsig. Ons kry vars suurstof en wil nou nie brag nie, maar dit is amazing. En ja, ek was eintlik al all over the place in Suid-Afrika. Ek het vir so ruk in Pretoria ook gebly, maar mense kom maar altyd terug huis toe. En die Wes-Kaap is definitief 'n spesiale plek in Suid-Afrika, soos alle plekke. Maar ja, hier so aan die strand gevestig op die oomblik. Dit is baie mooi daar. My man doen ook die August en elke jaar as hy die August doen, dan bly ons daar. So met die volgende August wat ons afgaan, as die Here ons spaar, dan sal ek miskien aan jou deur klop. Miskien kan ons gaan ons 'n tandem kry. Ja, daar's sy. En dis wonderlik om te weet jy kom van so 'n mooi plek af daar in Suid-Afrika. Sê gou vir my wat ek het nog 'n vraagie vir jou voordat ons nou aangaan, nog 2 vragies met jou loopbaan, maar waar hou jy daarvan om jou stilte tyd te hou? In die oggende of die dag? Ja, my stilte tyd sal ek sê is definitief in my binnekamer. Dit is maar net beter om jouself so 'n bietjie af te sonder in my eie ervaring, minder afleiding sal ek sê, en ek wil regtig net infokus op wat die Here met my en met elkeen van ons wil deel deur sy woord. Ek dink as 'n jonger Christen was my geneiging gewees om te sê begin en werk van punt A na punt B en that will cut it, dit sal genoeg wees, maar die laaste tyd het ek net besef daar is soveel intentionaliteit van die Here se kant af, hoe hy sy woord bymekaar gesit het vir ons, dat elke liewe gedagte wat gedeel word is belangrik. En dat 'n mens scan soms so oorgoeders. Ek weet ek brei nou so 'n bietjie uit sommer, maar ek voel dit nou om dit te sê, maar en om regtig op 'n plek te wees waar daar geen afleiding is nie en waar ek regtig net kan inskakel en vir die Here kan vra wat wil U aan my bekend maak deur hierdie teksdeel wat ek nou lees, en dit sal redelik vroeg in my dag wees. As ek in 'n goeie roetine is en ek staan vroeg op, dan is so 6:00 in die oggend, is amazing, dalk selfs nog vroeër, maar so nou en dan het ek 'n slaappatroon of 'n slaaproetine wat bietjie later is, so dan wil ek maar nog steeds net my dag begin, want 'n mens se dag gaan net nie heeltemal dieselfde sonder die Here nie, sonder dat 'n mens net die fondasie het waarop 'n mens die res van die dag kan bou nie. Absoluut. Ek stem saam met jou, as jy lekker vroeg opstaan, jy is nog fris en jy weet jy kan dan Bybelstudie hou en die Here vra om jou dag te lei, dis wat hy goed dink. En ja, dit is wonderlik om te weet as 'n jong persoon al vroeg begin in sy lewe om Bybelstudie te hou en jy weet die Bybel 'n bietjie te leer ken. So wat dink jy, Vernon, is jou grootste doelwit in die lewe met dit wat jy op die oomblik doen? Zalda, ek dink daar het vir my 'n lig aangegaan die laaste 2 jaar van my lewe. Ek was bevoorreg om in 'n Christen huishouding groot te word, met Christelike beginsels groot geword in my familie, maar daar kom 'n tyd op 'n mens se lewe waar mens dit wat rondom jou is vir jouself ook moet vat. 'n Mens kan nie meer leef op iemand anders se ervaring nie, of net as 'n sekulêre Christen, as ek dit sou kan noem, funksioneer nie, waar dit dalk kopkennis is, 'n mens ken 'n bietjie van dit en dalk het jy self goeie intensies, maar jy het nog nie die Here self persoonlik ontmoet nie. En ek het ek was groot gedoop op 19 en my hart was om
my hart vir die Here te gee. En so die intensies was suiwer geweest, maar ek het nog nie verstaan wat ek gedoen het nie. Ja. En eerste so 2 jaar terug het ek werklik besef dat ek absoluut aan die Here wil oorgee. En ons kan bietjie meer daarop uitbrei, maar die rede hoekom ek dit sê is want toe het ek besef dat behalwe die feit dat ek 'n sanger is, dit is 'n wêreldse funksie wat ek het en ek weet ek kan baie goeie werk daardeur doen en die groot hoop is altyd dat ek die Here sal verheerlik en sal eer deur wat ek doen in my sang. Selfs al is dit pop of sekulêre musiek, laat ek nog steeds daarbo kan staan en dat ek hopelik vir die wêreld kan wys Christus leef in my, in die onperfekte persoon wat ek is, maar ek wil vir hom lewe. En eerste so 2 jaar terug het ek besef dat dit is selfs groter as net om 'n sanger te wees, net as my wêreldse professie of funksie wat ek hierso het, en het ek besef dat the Great Commission, die groot opdrag vir ons almal is tog meer as 'n spesifieke werk wat ons het om net Christus te verteenwoordig en vir die wêreld te wys wie Jesus is en waarvoor hy gekom het en hoe lief hy hulle het en laat hulle net aan God se beloftes kan vashou en kan glo ten spyte van al die vrae wat ook al 'n mens mag beleef in die wêreld en op ons pad hier in hierdie wêreld. So ek dink nou meer as ooit van tevore besef ek net dat dit is my ware funksie. I just want to give glory to God en ek wil mense van hom vertel en hopelik net my deel doen waar ook al die Here my vat om siele te red vir Jesus. Wat 'n wonderlike uitsig. Veral ook om jong mense, want jy self is nog jonk, né? So jy, ek is, ja, maar nou net jy self is al jong en jy straal dit uit vir die jong mense, hulle kan sien, kyk hoe lewe hy en jy weet, kyk hoe prys hy die Here deur dit wat hy doen. En dit is baie goeie. Maar vertel ons 'n bietjie meer van waar jy vandaan kom, wat jy kan nou 'n soort van 'n getuienis vir ons gee van hoe jy besluit het, waar jy besluit het jy wil ingaan in die sang. Okay. Ja, so die sang het baie onverwags gekom. Ek het my skoolloopbaan deurgegaan en altyd gehou van sing, soos enigiemand maar in die stort gesing of so, maar nooit enigiets daarvan gedink nie, nooit dit ernstig opgevat nie. En in my matriekjaar het ek en een van my vriende, ons was die seremoniemeesters vir ons skool se talentkompetisie. En toe besluit ons gaan ook 'n item lewer net om 'n bietjie skoolgees te bou. Besluit ek nou hierso ek gaan vir die heel eerste keer op 'n stage staan en 'n bietjie stem dun maak. So ja, toe doen ons dit en met geen verwagting nie, met geen intensie nie, sê mense toe vir my na die tyd, hoor hierso, jy het 'n stem en jy het iets spesiaal, jy moet dit ontwikkel. En toe na skool toe begin ek regtig net tyd insit vir dit en toe begin ek hierdie talent en hierdie gawe wat die Here my gegee het te ontwikkel en meer gemaklik te raak met dit, te groei in dit. En natuurlik dan sit jy jouself al buite en 'n mens gryp die klein geleenthede aan die begin aan, want 'n mens begin maar van onderaf en dan doen jy die odd dog show en dan doen jy iemand se begrafnis, iemand se verjaarsdag, wat ook al dit mag wees, en dan kom die geleenthede langs die pad en toe natuurlik later het The Voice gekom wat die groot deurbraak was. Ja, vertel my hoe dit gevoel om op daai program te wees. Ek meen, daar het jy baie kykers gekry, baie mense se harte geraak ook deur The Voice. Hoe was dit vir jou? Dit was baie spesiaal. Dit was vir my 'n ontnigterende ervaring gewees. Ek onthou my heel eerste audisie was besonder gewees in die feit dat, soos ek sê, ek was maar nog jonk, ek dink ek was 2,5 jaar in my loopbaan in, soos ek sê, die klein goedjies gedoen en hier kom hierdie geleentheid en ek vat 'n groot kans, ek sê ek wil in die diep kant ingegooi word, ek wil vinnig leer en myself 'n bietjie aan daai druk blootstel. En ek sit net voordat ek opgaan vir die eerste audisie, sit ek also agter die verhoog en ek
bid en ek vra vir die Here, ek is so op my senuwees op hierdie oomblik, eintlik meer as op my senuwees, ek voel heel totaal en al uit my gemaksone uit, ek voel verlore, ek het geen idee hoe ek op hierdie verhoog kan gaan en staande sal kan bly nie. Ek het so gebewe, ek was so op my senuwees en ek sê net in daai oomblik vir die Here, ek het hom so nodig. Daar's geen manier hoe ek dit op my eie kan doen nie. En in daai oomblik voel ek hoe die Here net vir my kom troosting gee of net kom 'n comfort kom gee. En natuurlik, ek dink wat gebeur het op daai verhoog in daai spesiale oomblik was nie net as gevolg van my stem nie. Dit was iets wat die Here laat gebeur het, omdat hy gesien het dat ek het hom nodig, dat ek vir hom verheerlik deur wat ek doen en dat dit mense so kon aanraak en dit was tog hoekom ek begin het daarmee. Ek het gesê ek wil 'n verskil maak, ek wil iets doen wat hoop bring, meer as om byvoorbeeld net miljoene views te kry for nothing. Ja. En dankbaar dat dit wel mense kon bereik vir daai doeleinde. Sure. Ek dink dit is dan 'n baie groot kompetisie daai. En ek dink dit is baie menslik dat jy ook op jou senuwees was. Maar Yes. dit was daarom fantasties. Ek dink die mense se as ek nou terugkyk daarna, dan kan ek sien die mense se expressions. Jou stem is daarom maar so amazing. Jy het daarom maar baie goeie talent. En ek moet net sê dat ek is een van jou fans. Ek hou baie van die musiek en ek luister so nou en dan na 'n snit van jou. Is daar iets wat jy meer wil vir ons vertel oor 'n getuienis, miskien iets wat gebeur het wat jy wil deurgee vir mense om hulle ook te bemoedig? Absoluut. Ek dink dit is belangrik net om vir mense ten minste van my kant af te sê dat ek het vinnig vroeër daaraan geraak en ek was op 19 groot gedoop en ek het my hart vir die Here gegee, maar as ek nou terugkyk, moet ek baie eerlik wees en ek besef dat ek was dalk 'n false convert, soos wat ons dit in Engels sal noem. Ek kry my studiemateriaal in Engels en ek kry my opvoeding in Engels, so van die terme verstaan ek beter in Engels, maar die enigste rede hoekom ek dan daai Engelse woorde vir dit gebruik. En wat gebeur het was, ek het die Here in my hart geneem, maar ek het nog nie die volheid geken van wat God vir my wil gee nie, hoe hy my lewe wil kom verander en vir sy eer wil verander nie, en hoe ek volgens die Here se wil sal lewe wanneer hy my verander het nie. So ek het gegaan en great, ek is gered, maar toe het ek bietjie dinge in my eie hande ingeneem. Die Here het my gebless en toe vat ek daai blessing vir myself en ek word baie selfpreserverend. Ek voel asof ek die grootste autoriteit in my eie lewe is, eerder as om vir God as die hoogste waarde in my lewe te gee, en ek het op 'n stadium het ek selfs dwelms gebruik. So vir 3 jaar het ek dwelms gebruik en ek het gedink ek is okay. Ek het nog steeds kerk toe gegaan. Ek het nog steeds die Here gedien en ek was nog steeds lief vir hom, maar ek het nie verstaan dat die Here kom om vir my te verlos van hierdie tipe goeders nie, sodat ek anders te kan lyk en wat dit waarlik is om bekeer te wees en nie, kom ons sê byvoorbeeld, te funksioneer as iemand wat nou nooit weer gaan sondig nie, maar werklik my lewe oor te gee aan die Here, te sê dat ek kies nie meer die wêreld se standaard nie, ek kies nou God se standaard, en my hart en my begeerte is om God regtig na te streef met alles wat ek het. Blessed are those who desire to do what God requires, en dit het my begeerte geraak die laaste 2 jaar. Ek het op 'n stadium gekom waar ek net besef het, daar's niks wat ek vir myself kan gee wat my kan vervul nie. Wat ook al ek probeer doen het met die dagga gebruik, of wat ook al ander goedjies ek in my lewe gedoen het, was weghardloop, eerder as om na God te hardloop, en vir hom te gee wat ook al ek nie vir myself kon gee nie, of
wat die wêreld nie vir my kon gee nie, na hom toe te gaan en te sê ek weet daai leemte in my is vir u bedoel en dit is so besonder dat God se genade is so groot dat selfs wanneer ons soms teen hom rebelleer en vir hom sê ek klap u hand weg en ek wil dit nie hê nie, dat hy nog steeds ons soek en vir ons kans gee om te aanvaar en hy staan gereed en hy sê vat wat ek vir jou het. Die Here het aangehou met my en dankie Here dat ek op 'n stadium gekom het waar ek desperaat kon raak vir die Here, waar ek kon besef dat daar's niks wat ek vir myself kan doen nie. Ek het geen hoop in myself nie. Die Here is die enigste een, die Here is voluit van lewe en niks anders in die wêreld kan daardie waarheid kan dit vervul nie. En toe so 2 jaar terug vir die eerste keer surrender ek en toe ek so desperaat raak en ek sê vir die Here ek is 'n gemors in terme van hoe my lewe lyk op die oomblik. Uit myself kan ek nie myself red nie. Vat my asseblief Here en vat 'n gewillige hart en dit was waar ek kon begin en my aanmoediging vir mense sal wees om net daar te begin om te sê dat moenie worry oor hoe die einde van die resultate gaan lyk nie, want dan raak dit te groot vir ons. Dis in elk geval nie in ons krag nie. Die Here sê I will give you a new heart with new desires. En ek het net besef ek het 'n nuwe hart nodig met nuwe begeertes en dat ek dit nie vir myself kon gee nie, maar as ek dit wou hê van God, sou hy dit vir my gee. Sodat ek nie net 'n intellektuele ervaring van die Here sal hê nie, nie net woord sal kan memoriseer en kan opnoem nie, maar dat dit werklik net fondasie en wortel in my gees sal hê. Laat ek sal kan lewe volgens die waarheid van God, nie net mooi gedagtes hê in my kop nie, wat 'n mens nie kan uitleef nie, dat ek werklik vrug kan dra, omdat Jesus my lewe kom verander het. En ek dink die laaste 2 jaar van my lewe was daai avontuur gewees. Dit is baie wankelrig, dit is op en af, maar dit is 'n proses en die Here is die hele tyd saam met 'n mens in daai proses en wanneer ook al 'n mens voel, just like ek het nou op 'n punt gekom, ek stamp nou hier so my kop teen 'n muur, ek gaan nooit hierdeur kan breek nie. Dan kom wys die Here vir ons, hy het meer vir ons en wat ook al ons dink die einde is nie die einde nie. God sal vir ons 'n nuwe openbaring gee, hy sal vir ons nuwe hoop gee. Ons kan net aan hom vashou en sodra hy eerste plek in ons lewe is, dan begin dinge van die binnekant af verander en ook aan die buitekant anders te lyk. En selfs al lyk dinge aan die buitekant nog moeilik soos wat ons weer dit doen in hierdie wêreld, omdat ons perspektief van binne af verander is, omdat ons daai nuwe hart met nuwe begeertes om die Here met alles wat ons het te volg en te loof en te prys en te eer. Ja. En begin dinge ook aan die buitekant anders te lyk. So ja, ek dink dis wat ek kan sê. Ek weet ek praat lank, maar dis wat op die hart gelê is en ek hoop dit kan iets vir iemand beteken. Absoluut, en ons het dit nodig, jy weet, en daar's so baie jong mense daar wat smag na woorde soos dit, wat nou deur 'n moeilike tyd gaan. En nie net jong mense nie, mense wat miskien nou in hierdie tye hulle werk verloor het, mense wat nie seker is wat gaan môre gebeur nie, jy weet, vir hulle is dit inspirasie. En dit is die hele doel met Bybeltyd, om mense te inspireer. So ons kry 'n bietjie inspirasie van jou, ons kry 'n bietjie inspirasie van die ander getuienisse, en ja, mens kan bid dat dit iets beteken vir mense daar buite. Maar baie dankie, dit is baie besonder. Ek wil gou jou Facebook deel. So hierso is jou Facebook bladsy en ek wil vir die mense vra wat vandag nou saam met ons gaan kyk, of as dit nou op YouTube geplaas word, sodat julle op Vernon se Facebook bladsy sal gaan en hom 'n follow gee en 'n like gee. En ja, skryf hom 'n boodskap. Ek dink nie hy sal omgee nie. Glad nie. Ek dink daar's baie boodskappe wat deurkom na jou toe, Vernon. En ek sien jy het een liedjie hierso. Ek wil net so 'n stukkie speel. Kom ons luister gou. All I want is nothing more. So here you knocking at my door.
see your face once more, I would die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. So mooi. Sjoe, Vernon. Maar Is dankie hierdie- Zelda. Sê gou vir my, is hierdie een van jou nuutste liedjies? Dis enetjie wat al 'n rukkie terug gedoen is. Okay. En dis eintlik 'n deksnit, is die mooi Afrikaanse woord Ja. vir van 'n ander groep. Hulle naam is Codeline en dit is so 'n mooi liedjie en ek wou dit net graag gedoen het en toe het ons 'n akoestiese weergawe van dit gedoen. Ek en die dame wat saam met my daar gesing het, een van my musiekvriende ook, Leon Barnard wat dit vir ons so vaardig het, die musiekvideo, en sy meisie het saam met my gesing en in die video saam met my gespeel daarso. So dit was 'n lekker ervaring, maar om net daai emosie uit te druk en ek dink dis mos maar dis maar wat ek doen jong. Ek sing emosionele liedjies, ek sing liedjies wat hopelik met mense kan kommunikeer op 'n dieper vlak en vir hulle dalk 'n boodskap kan kommunikeer en wat relatable kan wees. Ja, saai. Nee, dit is jy ek het nou al van jou onderhoude gesien, jou vorige onderhoude waar jy gesels oor die emosie wat jy gee deur sang. En ek dink dit is baie belangrik vir enige sanger om jy weet jy moet dit voel as jy dit sing. Absoluut. Ek sien jy is ook in die Finesse volgoed tydskrif. Daar sê hulle het jou ingesit 'n artikel en dan het jy 'n optrede, ek dink die 4de Maart staan nie. 4de Maart, ja. Daar sê so enigiemand wat kyk en wat in die omgewing is, gaan kyk vir Vernon. Koop die kaartjies as daar nog beskikbaar is. Ek weet nie eers nie. Daar is nog kaartjies beskikbaar. Ons het genoeg plek. So dit is in Brackenfell, dit is by Heroes restaurant wat 'n baie gewilde net 'n plek op die oomblik is, lekker kos en natuurlik ek gaan vir julle musiek bring. So ek dink dit gaan 'n lekker saamkuier geleentheid wees. So julle is so welkom om te kom. Dis wonderlik. Ek wens ek was nou in Suid-Afrika. Definitief daarso. Ons gaan wat plan met maak. Ja, definitief. Nou Vernon, hou jy gewoonlik hierdie want ek neem aan dit is nie 'n baie groot hoeveelheid mense wat so dis meer is 'n kleiner byeenkoms, is ek reg? Hulle het plek vir 200 mense, so dis nie te klein nie. En daar is nog heelwat kaartjies beskikbaar, so ons hoop om dan regtig net 'n lekker klomp mense bymekaar te kry. Dis wonderlik. So daar sê, dit is jou Facebook. Soos ek sê, asseblief gaan op Vernon se Facebook, follow, like. Kom ons kyk gou-gou na jou Instagram. Is dit nou hier daar sê? Ja nee. Baie mooi uiteengesit hier. So ek het jou klaar. Ek is klaar besig om jou te volg. As jy nog nie vir Vernon volg op Instagram nie, gaan volg hom en mense kan hier sien waar jy gaan optree en jou nuwe album. Wat is jy het nou 'n nuwe album uit? Ek werk aan nuwe musiek, maar ek kan nog nie in definitiewe besonderhede vir mense sê wat is wat dit gaan wees of so nie. En weer eens ek probeer regtig maar net om te volg wat die Here vir my plaas en ons sal sien. As dit 'n album is, dan is dit 'n album. As dit net 'n paar nuwe liedjies is, dan is dit so. Maar ek is opgewonde. Ek dink daar is mooi geleenthede wat voorlê. Daar's mooi geleenthede wat voorlê. Daar sê Vernon. Ek sien hierso is 'n nuwe single. Hy is nou al 'n rukkie uit, Unselfish. Ja, maar ek dink dit was dan nou een van jou posts wat jy gedoen het op Instagram. Ja. En dit lyk baie mooi en ek seker die mense kan gaan volg vir Vernon Barnard 7
op Instagram. Ek weet dit was so lekker om met jou te gesels. My laaste vraagie vir jou is, wat is jou gunsteling deel uit die Bybel? Sure, daar's soveel besonderse dele. Ek dink Jesus se bergrede op die oomblik is vir my net 'n groot inspirasie, want dit sê vir my dat die menslike definisie van hoe dit moet lyk om geseënd te wees en wat Jesus vir ons gee, is baie verskillend. En een van die teachings wil ek sê wat ek nou weer die laaste paar dae gekyk het, praat van trials, tribulations and persecutions. Maar die Here sê, blessed are you. En dit is nie te sê dat ek sê vir mense, just like, het moet die hele tyd sleg met jou gaan nie. Maar ek dink wat dit beteken is dat om waarlike vreugde te hê, gaan oor iets dieper as om net te fokus op wat in die buitekant vir ons gebeur, om God lief te hê en nie net die dinge wat God vir ons nou moet gee as ons dit wil hê nie. En om daai persoonlike verhouding met God te hê, glo ek werklik is die grootste seëning wat ons kan hê. En so die bergrede van Matteus 5 tot Matteus 7 is vir my baie spesiaal. Maar daar's soveel besonderse tekste. Ek is nou persoonlik in Numeri. So ek het die Bybel van vooraf begin hierdie jaar en ek wil net so graag deur alles werk. Interessante ding is, mens kan nie wag om tot by die volgende deel te kom nie, want dan dink jy weer, Jesus, ek is nou lus vir die profete. Ek wil sien wat die profete gesê het, van ek voel dat die Bybel is as 'n heel geskryf, deur God geïnspireer, vir mense gegee vir ons, om as een volledige boek gelees te word. En dit wat in die Ou Testament geskryf is so belangrik, want dit sê presies wat vervul word in die Nuwe Testament. En daar's byvoorbeeld boeke soos Esegiel wat besonder spesiaal is vir ons in hierdie tyd, wat praat van wat nog gaan gebeur. Boeke soos Openbaring natuurlik aan die einde van die Bybel. Mense sal byvoorbeeld sê dis nie so 'n lekker boek nie, maar hey, we want all of God and we want whatever he says, and not just the things that that benefits us directly, of wat vir ons gemaklik is. Die waarheid is die waarheid, en 'n mens kan nie stukkies daarvan vat om ons eie idees te vorm. It's everything. En dis alles baie spesiaal. So ja. Baie dankie. Dankie dat jy dit met ons gedeel het. En dit is soos jy sê, partykeer voel mense opgewonde om aan te beweeg, maar partykeer is dit goed om te bly op 'n boek en dit goed te bestudeer. Absoluut. Ek hou daarvan ook om net versies by Bybeltyd, blog gaan baie keer spring 'n bietjie baie rond in die Bybel, maar ek hou daarvan, soos dit is my stilte tyd. Ek deel my stilte tyd met wie ook al dit met my wil deel. En dan vat ek verse uit die Bybel uit en ek spring so 'n bietjie rond, ja, dit is bietjie hier en daar, maar ek kyk, my fokus is op te kyk na hoe mense lewe vandag, waarmee sukkel hulle, en dan gaan soek ek verse met betrekking tot dit. So, maar baie dankie dat jy dit met ons gedeel het vandag, met ons gesels het. Dit was wonderlik, en ek en jy gaan nog in kontak bly om jou te kry hier in die UAE vir 'n lekker optrede, soos dit die Here se wil is. En dankie Vernon vir saamkuier. Baie dankie Zelda, ek waardeer jou tyd en mag julle geseënd wees daar in die UAE, en ons gaan definitief in kontak wees, en dankie weer eens vir die geleentheid. Plesier, totsiens. Bye. Maak nou toe jou vertel my hoe jy my sien, so seker soos die nag en die sterre wat wag. Ek het 'n hart en jy is sag. Ek het niks om te verloor. Alles om my is swart, maar tyd was die leer na
kies die pad en ek sal volg. Ek het niks om te verloor. Alles om my is swart, maar tyd was die